Goeiemôre en welkom so van my kant af. So ongelooflik lekker om elkeen van julle hier te sien en ek moet eerlikwaar sê dis my so vreemd en ek verstaan dit nog nie, maar ek gaan dit nog meer en meer verstaan. Die diens begin so half, maar kyk in 20 oor en dink ek altyd, gaan die mense kerk toe kom vandag? En dan kom ek agter, dis die laafveld. Daai mense sê die slouveld. Nou vir die bietjie slouer velders, en ek weet dis ons tieners, en merkers, julle is nou meer as welkom om nou agtertoe te gaan. Ek weet julle het julle eie diens, so julle is welkom om so agtertoe te gaan, maar van my kant af is ek ongelooflik opgewonde om julle te sien, en ek wil eintlik net 'n oomblik gebruik om eerstens net te begin deur te sê, dit is vir my verstommend elke keer om hier te staan, en net eintlik te kyk en te sien hoe die Here werk. As jy hier so is en jy sit hier en jy ken nog nie heeltemal die storie nie, jy weet nie enigstens wie ek is of enigiets soos dit nie. Ek is maar net iemand wat die voorreg gehad het om na die Here toe gelei te word, en Morney was een van die mense wat my gehelp het om soontoe te beweeg. En van daar af het ons pad maar eintlik so saam geloop, en elke persoon wat hier sit, van 2020 af is 'n antwoord op gebed. En dit is so lekker om net elkeen van julle hier te kan sien en te sien hoe die Here besig is om te werk en iets te vestig hier in Nelspruit, waarvoor ons is, van ons kant af, ons gemeente, ons mense, so opgewonde en dankbaar voor is. So, ons is bly om jou hier so te sien, en net weer eens, ek kan nie genoeg my dankbaarheid uitspreek oor die feit dat ek genuine net oortuig is, julle het so ongelooflike goeie leier, en iemand wat besig is om hierdie gemeente te lei. So, ek hou daarvan om altyd net 'n oomblik te vat om hom te honor. Ek hoop regtig julle waardeer hom vir wie hy is en wat hy doen, en hy is so ongelooflik lief vir elkeen van julle. So iemand wat 'n groot rol in my lewe vertolk, hoop ek regtig, en hoop jy weet, hy vertolk 'n groot rol in elkeen van julle se lewe. So ek dink ons kan hom net honor terwyl hy nie is nie. Moras, ons waardeer jou, ons is lief vir jou. En dankie vir jou familie, Stef, dankie vir julle. Nou, ek wil graag eintlik maar hierdie diens begin deur vir jou 'n vraag te vra. Nou, hierdie is 'n baie eenvoudige vraag, en jy's meer as welkom met die persoon langs jou te gesels en vir hulle te sê wat jy voel oor hierdie vraag. Maar het jy ooit iets gekry wat jy nodig het, in plaas van wat jy gesoek het? Nou, vat 'n oomblik en dink so 'n klein bietjie oor dit, en ek wil almal net graag in kennis stel. Desember is op pad. Ek weet nie hoe lyk dit hier by julle nie, maar Kersdekor gaan al op, wat mal is. En ek hoop jy begin dink al aan wat jou mense soek, en dalk, hopelik, wat hulle meer nodig het. Nou, miskien is jy dalk iemand wat, soos ek, bietjie te lief is vir sjokolade, en dit is iets wat jy graag soek. Jy love 'n box chocolates. Kyk, dit is nou die manier om jou te bederf en te sê, maar my liefie, as jy vir my 'n boksie koop, is als te vergeefs. Maar wat jy kry is groente. Het ooit met jou gebeur waar jy iets soek, maar dan kry jy iets wat jy nodig het? Ek meen, vir almal wat lief is vir groente, ons is dankbaar, jy is ook hierso, en ons sal na die tyd vir jou bid. Maar het jy al ooit gevoel, maar ek soek 'n nuwe foon, die nuwe iPhone net uitgekom, en ek is 'n iPhone aanhanger, en ek voel ek soek hierdie ding. Maar eintlik wat jy nodig het is net 'n nuwe kassie vir jou foon. Jou foon is okay. Jy het net nodig om hom anders te laat lyk, en dan voel dit klaar soos 'n nuwe foon. En ek het my vrou begin oortuig van so Junie se kant af. Luister hier my vrou, wat ek nodig het is 'n Xbox. Die kinders raak nou groter. Ons het 'n dogtertjie wat 4 is saam met Loaitjie. Hulle is so 2 maande uit mekaar uit, en ons seentjie is 2 jaar oud, en ek moet nou begin oefen dat wanneer hulle nou op laerskool is, dan kan ons nou hierdie ding geniet en ons kan dit regkry. Nou my vrou het hierdie week wat verby is, het sy verjaar, en kom ek sê vir julle, ek het 'n ongelooflike vrou. As jy ooit gewonder het, hoe is dit moontlik dat iemand wat regtig een van die Here se stoutste kinders is, die voorreg het om op 'n verhoog te kan staan en sy woord te kan deel, dis my vrou. Alles te dank aan haar. Maar ek het vir haar hierdie week gegee wat sy nodig het, en kom ek sê vir jou, dit was nie die naaste goed noodwendig nie. Sy het definitief een van hierdie nodig gehad, is 'n paar kouse sonder gaatjies by die tone. En ek dink ek kry dalk dit vir Kersfees. So ek dink nie daai Xbox is op pad nie, ek dink my kouse is op pad. Maar het jy ooit iets gekry wat jy regtig soek, maar dan kry jy eintlik iets wat jy nodig het, en dit wat jy nodig het, help jy om te groei. Dit wat jy kry en dit wat jy eintlik nodig het, help jy om goed te ervaar en goed te sien vir eintlik wat dit veronderstel is om te wees, en jou as 'n persoon te ontwikkel en te help groei na die Here toe.
Nou ons is besig en ons sluit eintlik hierdie reeks af. En ek sê ons, want dit voel vir my of ek deel is van die gemeente en ek volg al hierdie hele reeks te Mornys, ek het die voorreg om 'n boodskap te kan deel van te goed om te mis. Daar's seker goed in die lewe wat net te goed is om te mis en ons kan 'n reeks doen oor moenie jou troudag mis nie, moenie die geboorte van jou kind mis nie, moenie 'n anniversary mis nie. Dis goed wat ons weet, ons moet dit net nie mis nie. En as jy dit mis, try daai box chocolates, dit help. Moenie die paar kouse doen nie, dit werk verseker nie. Maar daar is seker goed wat ons net nie moet mis nie. En eintlik waar die reeks gaan is, daar's 'n paar goed en ons noem dit goed want dit voel nie vir ons goed nie. Maar goed wat ek en jy nodig het om ons deur die lewe te vat, dat as ons dit sien vir wat dit werklik is, as ons dit ervaar vir wat dit kan doen in my en jou lewe, gebruik die Here dit om ons karakter te vorm en Morney het afgeskop met uitdagings en Johan het laasweek vir ons so ongelooflik die boodskap saamgebring om te praat oor alleenheid. Maar vandag gesels ons so klein bietjie oor iets wat, as jy so lank daarna kyk, dan dink jy, ek weet nie of ek dit nodig het nie, ek weet nie of ek noodwendig dit eers soek nie. En daai presiese onderwerp waar ons vandag gaan gesels is pyn. Nou iets wat te goed is om te mis, iets wat jy nie mis moet kyk in jou lewe nie, is pyn. En die tema van vandag se boodskap is daar is 'n plan met jou pyn. Nou ek is wel bewus daarvan, ons baie van ons wat hier sit, wat pyn ervaar, wat pyn het, net so voor die tyd, toe bid ons saam en ek sien ons 'n mens met 'n klomp uitdagings en 'n klomp beproewings wat oor hulle pad kom. Maar ek wil jou vandag net in kennis stel, jy is heeltemal okay waar jy sit, want nie een van ons wat hier sit het nie al pyn of seer of verlies in ons lewe ervaar nie. En as jy sit en jy's nou op een van daai plekke wat jy voel, pyn, wat is pyn? Verlies? Kan ek dit proe? Kan ek dit eet? Jonathan, kyk, jy moet net keer, anders gaan dit te goed. Welkom, ek sê net vir jou, vandag moet jy dalk net hierdie een in jou sak bære. Want pyn is iets wat ons altyd gaan ervaar, verlies is iets wat ons altyd gaan raak sien, en dis altyd iets wat 'n deel van ons lewe gaan wees. So, wat presies doen 'n mens met pyn? Hoe ervaar 'n mens hierdie? Jakobus, Jesus se broer, skryf 'n brief, en kom ek sê vir julle, Jakobus, ek weet nie noodwendig of ek en hy altyd so goed oor die weg sou gekom het nie, want Jakobus is nie iemand wat nie glad nie verlang stilgestaan het met dieetjies en daaietjies en luister, hoe gaan dit met jou skoonma en jou nig en jou neefie, ek onthou laas, hulle kom van ver af, gaan dit nog goed met hulle. Jakobus is iemand wat reguit induik by die probleem en hy besef dat daar pyn is, dat daar seer is, dat daar mense is wat raad nodig het, wat hoop nodig het. En hy skryf hierdie brief vir 'n klomp mense wat besig is om vervolg te word en weet wat dit is om pyn te ervaar. En Jakobus gaan reguit in hierdie teksgedeelte en ek wil vir jou sê van vers 2 af raak dinge warm. En hy skryf in hierdie brief aan hom en hy's besig om vir mense in te lig en vir hulle te sê, luister hierso, die pyn wat jy ervaar, ek wil net gou vir jou 'n bietjie konteks gee. So die brief wat Jakobus skryf vir mense is nie ver verwyder van elkeen van ons wat hier sit vandag met uitdagings nie. In Jakobus 1 vers 2 tot 4, hy sê, my broers en susters, my familie, my mense, in Vloedkerk, wanneer julle allerhande beproewings beland. Nou ek wil dit daar stop vir 'n oomblik. Want toe hy hierdie brief skryf en hy sê allerhande beproewings, mag dit dalk vir jou net lyk soos beproewings, dis net 'n bietjie van 'n uitdaging, maar as mense so klein bietjie na die grondteks gaan kyk, kan 'n mens sien dat allerhande beproewings in sy teks in die Grieks beskryf dit in so 'n ongelooflike manier. Hy sê alle kleure van beproewings, alle kleure van seer. Moenie net gou dink ek praat hier van jou toonstamp nie, ek praat hierso van regtig alle tipe seer. Nou, jy het nie die Grieks nodig om enigstens van jou oupa af te kon gehoor het wat alle soorte is nie. En wat ek daarby beskryf is, ek gaan net dalk iets noem, onthou ek kom van Vanderbijl Park af, ons is nie so goed opgevoed soos die mense hier in Nelspruit nie, so ek noem woorde wat dalk offensive kan wees, maar vir ons is dit glad nie offensive nie. Maar as jy besig is om jou kinders te potty train, het jy keywoorde nodig om hulle te help om te gaan potty train. Nou, ons seentjie is nou, ek wil amper sê suksesvol gepotty train, maar hy sukkel so klein bietjie met een van die dade wat moet gebeur. Nou die keywoord is altyd, Luke, wil jy gaan piepie? En dan sal hy vir ons sê ja of nee, en dan help ons hom, en dan weet ons, okay, hierso's die daad wat nou moet gebeur. Die ander keyword is spoef. Soos ek sê, ek kom van Vanderbijl Park af, jy kan my nie oordeel op dit nie. Dit is die woord wat ons gebruik, en ek glo,
toe jou oupa dit al vir jou beskryf het, hy het dalk 'n ander woord gebruik, maar alle soorte, die 7 soorte, boef gaan spat. En hierso sê Jakobus, luister hierso, alle soorte gaan hierso spat, en jy moet besef dat ek nie net hier praat van een tipe pyn nie, ek praat van alle tipe pyn. Hy praat hierso van die dag wat jy opstaan, en jy weet, hierdie is 'n belangrike dag vir jou, jy moet in daai kantoor inloop, jy weet, daar's 'n verhooginggesprek wat voor lê, jy gaan slaap die aand vroeg, en jy's op en jy's reg vir die gesprek, jy het al jou papiere agter mekaar, jy het jou gemoed by mekaar gesit, en jy's besig om koffie te maak, en die koffie val om, en die beker breek. En soos die beker breek, word jou 2-jarige en jou 4-jarige wakker, en hulle skree, en dis chaos, en een hardloop rond, en een is besig om die soorte te doen, en hier is dit net chaos, want jy probeer almal net terug in die bed kry, want jy het 'n belangrike dag vandag. En soos jy uitloop, vergeet jy jou lunch, en jy pak jou sak, en jy loop terug, en jy trap in die 7 soorte, en jy is in die kar, maar jy het vergeet, jy het nie geweet nie, en nou sit die 7 soorte in die mat, en dit ryk verskriklik in die kar, en soos jy uitreverse, besef jy, o genade, die wiel is pap, ek moet my vrou se vat, en hier klim in jou vrou se kar, en jy het vergeet om die 7 soorte af te vee, en soos jy nou uitry, en jy kom uiteindelik by die kantoor aan, om daai gesprek te hê, stamp jy die koffie uit op die persoon, wat veronderstel is om die verhoging te gee. Nou, ek praat nou nie eintlik net van daai tipe moeilikheid. Ja, ek praat nie net eintlik van daai pyn of daai seer nie, en as jy regtig 'n verhoging nodig gehad het, en hierdie het met jou gebeur, is ek so jammer. Maar hy praat hierso van alle tipe seer. Jakobus skryf en hy sê, ek praat hier van die seer van die diagnose van 'n kanker. Ek praat hier van die pyn en die seer van die verloor of die skei van 'n maat, wat jy al so lank mee saam was. Ek praat hiervan, jy moet alles oppak wat jy nou is en skuif en jou geloof in die Here plaas en sê, maar Here, ek vertrou U. En ons pyn en seer wat saam met dit kom. Ons praat van die tipe seer, waar ons net voor die tyd hoor hoe 'n babietjie 'n hartsiekte, hartdefek het, wat nie lekker werk nie. Jakobus praat van hierdie tipe seer en hy hang nie rondom die bos nie. Hy sê die volgende, en hierdie is waar dit so klein bietjie koekoes raak vir my. Hy sê, julle moet eintlik baie bly wees. Nou, glo in Vanderbijl Park is hulle besig om nog lekker te prys en worship. Ons kop 9 uur af en die son kom bietjie later op daar, so en dit is nie so warm nie. En ek is seker daarvan in Vanderbijl gaan dit besurk. Daar is geluide en almal is besig om Here te loof en prys, maar hier in Nelspruit is dit nou stil. Wat Jakobus skryf daai brief en ek is eerlik, toe ek het hoor vir die eerste keer toe dog ek dis 'n verkeerde vertaling. Jakobus, wie is bly oor hierdie tipe seer? Kom aan. Weet jy waarvan jy praat as jy dit skryf en jy sê dan jy dink ook soos wat ek gedink het, toe ek dalk hierdie vir die eerste keer besef het, ek kyk na Jakobus en sê, maar Jakobus, weet jy waar ek is? Besef jy my omstandighede en miskien voel jy dalk dieselfde, jy woon vandag by en jy dink, Jonathan, maak nie saak hoe oulik jou storie is nie, ek worry nie van die voldriehoek nie. Jy weet nie waarmee ek sit nie. So ek het nie hierdie lys opgetrek om vir jou te sê, kyk die seer waardeur ons al was nie, maar net om eintlik vir jou perspektief te gee, dat die prentjie mag dalk mooi lyk van die buitekant af, maar dit wat ek in my lewe en dit wat die prediker vandag vir julle mee deel, is nie net vir jou nie, dis deel van ons almal se lewe. So ek en my vrou het net 'n lys opgetrek in terme van goed waardeur ons moes al gefight het en waardeur ons al moes struggle het. So op hierdie lys net so aan die bokant is verslawing. Ons weet hoe dit is as mense verslaaf is aan pille, verslaaf is aan dwelms, verslaaf is aan alkohol. Egskeiding, depressie, bipolariteit, persoonlike aanvalle, anonieme aanvalle, hartaanvalle, kanker, molestasie, dood van 'n broer. En hier is net die boonste gedeelte en ek noem hierdie want ek dink baie keer het ons hierdie prentjie van Jakobus het geen idee waarvan hy praat as hy hierdie sê nie. Jonathan, is maklik vir hom te sê wees baie bly, maar ek dink nie jy weet nie. Ek dink vandag invloed kan ek regtig vir jou sê. Ek dink ek het nie noodwendig jou prentjie nie, maar ek dink ek het 'n klein prentjie. En daardie sê ek weer eens, ek oordeel nie op grond van waar jy sit nie, want ek verstaan elkeen van ons gaan deur ons proses, maar vandag wil Jakobus vir ons sê, maar in daai omstandighede,
wil ek die koekoes, die gedeelte wat ek oorskryf, wat ek sê, wees baie bly, net so klein bietjie vir jou omdraai en vir jou wys dat God se wêreld en die manier hoe God goed sien, is nie noodwendig soos ek en jy dit ervaar nie. Ek wil dit so 'n bietjie vir reg omdraai en ek wil vir jou so klein bietjie 'n prentjie gee van wat eintlik besig is om te gebeur. Dat hierdie vir my en jou te goed is om te mis en ek en jy moet nie noodwendig hierdie mis nie. So, hoekom op aarde moet ek bly wees oor pyn, oor seer, oor verlies, oor beproewings? Hoe en hoekom? Wel, Jakobus, ek weet nie of Driekus Du Plessis hierdie quote by hom gesteel het nie, maar Jakobus sê, luister hierso, daar's iets wat julle weet wat niemand anders weet nie, en hy praat hier spesifiek met die gelowiges, die mense wat Jesus volg. Hy sê, daar's iets wat ons veronderstel is, en ek eerlik, was nie veronderstel nie, ek het nie geweet nie, en hy sê, daar's iets wat ons moet weet. En hy gee die openbaring vir ons om te sê, daar's iets wat ons moet weet, wat ons aan moet vashou, oor hoekom ons bly moet wees, oor beproewings, oor seer, oor pyn. En hy skryf, hy sê in Jakobus 1 vers 3 tot 4 gaan die gedeelte aan, hy sê, julle weet mos, hulle weet nie. Wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan. En ons het baie keer hierdie negatiewe konnektasie met toets. Ons dink baie keer 'n toets is 'n slegte ding, dat wanneer ek en jy met 'n toets gekonfronteer word, dis nie 'n goeie ding nie. Nou weer eens, ek sê dit, want ek is regtig daar, ek volg die reekse, en ek dink sover een van die beste reekse wat jy al gedoen het, was die toetsreeks. As jy dit nog nie gesien het nie, jy kan met liefde op YouTube gaan en dit weer gaan kyk. Maar kom ek sê vir jou, ek is dankbaar vir toetse, alhoewel dit nie vir my so gevoel het op skool nie, maar as ek in 'n vliegtuig klim, hoop ek die persoon wat my vlieg, het sy toets deurgekom en nie noodwendig gecheat of ge-ChatGPT of AI gebruik om deur te kom nie. Ek is dankbaar dat hy sy toets deurgekom het. So toets is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dis 'n vormingsproses, dit vat my en jou na 'n nuwe tipe diepte en hoogte toe. En hy gaan aan, hy skryf hier, so hy sê, deur staan, veroorsaak dit dat jy kan volhard, dit veroorsaak dat jy karakter kan kry. En hierdie volharding, weer eens in die grondteks, is my so mooi, want dit is om sterk te word onder spanning. Nou ek weet, hier by Nelspruit is dit nogal 'n groot ding, julle is aktiewer mense, kan ek bieg. Bietjie meer aktiewer is die gemeenskap waarin ek myself bevind, en ek love dit, dis vir my ongelooflik. Maar het jy ooit gedink en gekyk, dan dink jy, 'n marathon, ag, dit kan nie so moeilik wees nie. En dan gaan jy vir die eerste keer en jy draf 3 kilos en jy soos, o my genade, hoe kry hulle dit reg? Veral teen die spoed wat hulle dit doen. Want wat gebeur is, onder daai spanning word hulle sterker en beter. Een van die goed wat ek ongelooflik lief vir is om te kyk, is in die Olimpiese spele doen hulle daai weightlifting. En wanneer hulle daai gewigte bo hulle kop kry, om onder daai ongelooflike gewig te kan staan en op te kom. Dis die tipe volharding waarvan Jakobus skryf. Hy sê, jy het pyn, jy het seer, jy het goed wat jy ervaar. Raai wat, wanneer daai gewig op jou geplaas word, veroorsaak dit volharding. En ons is nog nie by die antwoord nie, maar Jakobus is besig om ons so te vat. Hy sê, hier is die rede, julle moet egter end uit volhard, hou aan, byt vas. Dan sal julle, en ek is mal oor hierdie gedeelte, dan sal julle julle lewensdoel bereik. En hoe baie keer vind ons onsself op 'n plek wat sê, maar Here, wat is my purpose? Wat is my doel? Ek wil net so graag by 'n plek uitkom waar U my voorgeroep het. Die Here sê, ons gaan nou uitkom, maar ek weet nie of jy dit noodwendig soek nie, maar kom ek sê vir jou, jy het dit nodig. Dat ons onder 'n gewig geplaas word, waar die Here ons karakter ontwikkel en ons deur 'n proses vat, waar ons uiteindelik aan die ander kant kan staan en kan sê, maar ek het my lewensdoel bereik, en hy sê hierso, en geestelik gesond word, julle sal niks kort kom nie. Die 2020 vertaling, net vir vers 4, is 'n vertaling wat ek baie van gehou het, toe ek sien hoe hy hom skryf. Hy sê, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom. Tot volledige ontwikkeling. Sodat julle volmaak en sonder gebrek, sodat julle op 'n plek kan uitkom waar julle volwasse is, maar ook op 'n plek waar julle niks kort kom nie. En hierdie volmaaktheid is nie jy wat, ek sal sê, God word nie. Hierdie volmaaktheid is waar jy die weergawe van jouself word wat Jesus jou voorgeroep het. En in geen opsig kort kom nie. En die beeld wat ek gekry het, toe ek so klein bietjie voorberei het, en ek is mal daaroor om na 'n klomp goed te kyk, en ek hou snaaks genoeg van kuns. Ek
weet, dis 'n sagter gedeelte van my en ek journal ook, so dit is ook my sagter gedeelte van my, maar ek embrace daai want ek het agtergekom, partykeer dan praat die Here met my op ongelooflike maniere en hierdie was een van daai kere. Nou as jy nie bekend is met Michelangelo nie, is dis een van die kunstenaars, as jy so kan beskryf, een van die persone waarna 'n mens kan kyk en sê, maar joh, hierdie ou het ongelooflike kunststukke ontwerp. En waarmee hy baie goed was om marmer te vat en dit weg te kap en standbeelde te vorm. En een van die bekendste, as jy oor die wêreld moet rondsoek en kyk en sien dat daar goed is soos die Mona Lisa en al die goeders, nie waarvan hy deel is nie, maar een van die goed waarvoor hy baie bekend is 'n standbeeld met die naam The David. Nou, daar's 'n prentjie van The David en mense van reg oor die wêreld maak planne om seker te maak hulle sien hierdie standbeeld van 'n uitbeelding van hoe Dawid daar kon gelyk het. En ek weet nie of jy weet nie, maar daar's nogals baie detail vir iemand wat dit moes uit 'n klip uitgekap het. Ek kan nie eers ordentlik saam met my seentjie 'n trokkie bou met klein nie, so om hierdie te moes doen moes ongelooflik gewees het. En Michelangelo staan bekend as een van die beste kunstenaars en wat vir my so interessant is in 'n onderhoud wat hulle met hom gehad het en hom gevra het, maar so Michelangelo, hoe presies kry hy dit reg om hierdie kunststuk te ontwikkel en dit te create? En hy sê toe, ek create niks nie. Ek skep niks nie. Die kuns is klaar daar binne. Vat ek gou 'n oomblik om te dink aan daai ongelooflike antwoord wat hy sê. Die kunststuk, die meesterstuk is klaar daar binne, die volmaaktheid waarvan Jakobus praat, die sonder gebrek, die mooi, die ontwikkelde gedeelte, dis klaar daar binne. Al wat ek moet doen is ek moet wegvat met 'n hamer en 'n bytel. Kom ek sê vir jou, ek dink as dit kom by Christene se gebede, is die twee gebede wat ons die meeste bid. Here, hou net op met die hamer en hou net op met die bytel. Verwyder net hierdie seer, vat dit net weg. O ja, Here, maar asseblief onthou net om my finansies te steun natuurlik, maar Here, asseblief vat weg die hamer en vat weg die bytel. Here, maar natuurlik ook so sê my kinders en so sê in die skool en na onderwyser wat ook lelik is my kind, so sê en al ook en ek bedoel dit nie maar sê en al ook en. Maar Here, vat weg die hamer en vat weg die bytel. Want kom ek sê vir u, hierdie is nie lekker nie. En eintlik wat besig is om te gebeur is, die Here is eintlik besig om dit waarvan Jakobus praat, hierdie gedeelte van jou, die persoon wat voor mense staan en mense dink, wow, ek wonder, hoe is dit moontlik dat iemand so lief vir die Here kan wees en so lief vir mense kan wees en regtig die begeerte het om elke persoon wat voor hulle staan te help. Hoe op aarde kry die persoon reg om hulle lewensdoel uit te leef? Die persoon vra nie verwyder die hamer en die bytel nie. Maar nog 'n bekende kunststuk van Michelangelo is The Awakening en ek dink dis dalk net bietjie meer soos jy kan sien, hy is besig om die marmer weg te kap en jy kan sien daar's 'n prentjie van 'n persoon wat besig is om uit te kom. En ek wonder baie keer of nou dit lyk dalk nie soos ek nie, want ek moet sê daai ou het 'n wille baard en ek begin nou my baard ontwikkel en ek's dankbaar vir dit dat die Here uiteindelik vir my deurgekom het met die haar op my gesig, want dit lyk altyd so manlik as mense met sulke wille baarde is. Maar ek dink ek is baie meer soos daai. Waar ek net vra, Here, maar vat net weg die hamer en vat net weg die bytel. Want Here, hierdie omstandighede waar ek myself bevind, ek weet nie noodwendig of ek sterk genoeg is nie. Ek weet nie noodwendig of ek hierdie kan hanteer nie en hoor my mooi, ek het dit van die begin af genoem, hierdie is nie die pyn en die seer waarvan ek praat, waar jy net jou toon stamp nie. Hierdie is genuine seer, hierdie is genuine diepte, hierdie is iets wat jou hart so laat ongemaklik voel, jy weet nie of jy deur hierdie gaan kom nie. En wat sê Jakobus? Wees bly daaroor. Dan dink ek, waarvan praat hierdie ou? Hoe kan hy dit sê? Hoe kan ek op 'n plek kom waar ek dit aanvaar, dat die Here, wat hy wil doen is, hy wil my in jou vorm. En beteken dit hy is die oorsaak van pyn en seer? Glad nie. Dit is sonde en dit is baie keer keuses wat ons maak en baie keer. En hierdie is die ergste van alles en dis vir my baie keer om hierdie te probeer uitfigure, het ek nog nie heeltemal antwoord op nie, maar baie keer is die seer selfs nie jou eie oorsaak nie, selfs nie is jou eie pyn nie. En hier skryf Jakobus, dis okay, wees bly oor hierdie.
Want kom ek sê vir jou in God se koninkryk wat so 'n bietjie omgedraai is en ek wil jou reg om help. As jy dit reg kan kry, is die Here besig met jou. In hierdie seer, in hierdie pyn is hy besig met jou. So presies kom ek op 'n plek waar ek dit kan aanvaar, waar ek deur hierdie kan beweeg. Jakobus skryf verder in Jakobus 1 vers 22 en 25, hy sê, so hiersoos wat ek en jy moet doen. So hiersoos die een ding is, ons moet nie net hierdie hoor nie. Hy sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê, moet dit nie net aanhoor nie. En ons hoor dit nou en hy sê, moenie stop by die hoor nie, gaan en beweeg na die doen toe. Dan bedrieg julle self, julle sal saamstem. As jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël, sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee 'n pad en vergeet wat jy gesien het. Maar as jy egter verdiep in God se volmaakte wet, en dit wat hy van my en jou vra, die wet wat 'n mens vrymaak en jy doen wat die wet jou sê en jy vergeet wat jy gehoor het nie. En ek net vir 'n oomblik wil eintlik stop by daai gedeelte, want ek dink so baie keer het ons ook weer eens 'n negatiewe konnektasie met wet. Maar een ding wat ons moet besef is, dit wat die Here van ons af vra en dit wat hy vir ons wil doen, het niks te doen oor jou seer te maak nie. Is daar's vryheid wanneer ons hom loof en hom dien en wanneer ons lewe volgens die ritme en die manier hoe Jesus geleef het. En wanneer ek en jy dit doen, skryf en hy sluit af, hy sê, dan kan jy God se seën verwag op wat jy doen. En die pyn wat jy ervaar, die seer wat jy het ek al agtergekom, ons kan nie noodwendig daai tyd korter maak nie. Ons kan nie noodwendig die tyd wat die Here ons wil vorm in daai seisoen korter maak nie, maar wat ons wel kan doen, ons kan hom verleng. Ons sien dit met die Israeliete, toe die Here hulle skuif van Egipte af na die beloofde land toe. Wat 'n jaar moes gewees het, uitgedraai in 40 jaar in. Die seisoen waarin jy jouself bevind is, die Here sê, luister hiersoos wat ek wil hê jy moet doen, ek wil jy moet besef. Ek weet jy het seer en ek weet jy het pyn. Soos enige goeie pa, kyk hy na jou en hy sien jou seer en hy weet waartoe jy gaan. Maar wat hy ook vir jou sê is, vertrou my in hierdie. Ek beloof jou, ek het jou. So 3 praktiese, eenvoudige stappe en hiersoos waar Jakobus ons aanmoedig, hy sê, gaan doen hierdie. Moenie hierdie 3 punte wat ek so vinnig gaan noem en jy hoef nie al 3 te doen nie. Hy sê ten minste net 1 is gaan doen hierdie, want ek waarborg jou, as jy net hierdie 1 tree vat, gaan jy vrug op jou lewe sien en jy gaan ervaar hoe die Here besig is met die hamer en die bytel, besig om jou te vorm. En hy sê die volgende en eintlik die eerste punt wat ek oor wil gesels is vra. So eenvoudig. En ek moedig elkeen van ons aan, asseblief moenie in die lokval val. Waar westerse kultuur ons oortuig daarvan dat elke keer as iets met ons gebeur, is ons die victim van iets wat gebeur nie. En elke keer as iets met ons gebeur, begin ons dadelik met die vraag, maar Here, hoekom? Is ons het hierdie idee iewers geërf van een of ander teologie of een of ander predikant om te sê, maar as jy die Here aanneem, gaan jou lewe net altyd great wees. Nee, jou lewe gaan nie noodwendig great wees in terme van omstandighede, jou lewe gaan great wees in terme van jy ken die redder van die wêreld en die God van die heelal. En in plaas daarvan dat ek en jy vra, maar Here, hoekom? Vra ons eerder, Here, waarmee is U besig in hierdie seisoen? Weer eens, hoor net daai. Die verskil tussen Here, hoekom nou alweer en Here, waarmee is U besig? En glo my, ek weet hoe dit voel om daai vraag te vra as jou eie broer afgesterf het aan die dood. Ek weet hoe dit vra as nog 'n konfrontasie is in die familie rondom 'n storie van molestasie. So, hierdie is nie ligte goed wat ek noem nie, hierdie is, Here, as ek net in hierdie oomblik kan besef dat U besig is, ten spyte van iemand se sonde, ten spyte van my sonde, is U nog steeds besig. Vir U eer en vir U glorie, is ek eintlik op my knie en ek sê, Here, waarmee is U nou besig? En dit maak dalk nie nou sin nie, maar dit vat my en jou na die tweede stap, in plaas daarvan net om te vra, Here, hoekom, en ons vra eerder, Here, waarmee, is die tweede stap, maar Here, ek vertrou U. Want met al hierdie goed kan ek besef, ek staan aan die einde van 'n pad en ek kyk terug en ek is soos, wow, ek kan nie glo die Here gebruik hierdie.
om mense nader aan hom te bring nie. Ek kan nie glo die Here gebruik 'n persoon soos ek, wat dalk verslaaf was aan pornografie, wat 'n klomp goed in my lewe vasgevang was, wat pyn ervaar het en pyn in mense se lewe gebring het, en hier kan ek staan en ek kan mense help. Ek kan dit nie glo nie, wel glo dit. Weet julle hoe baie pyn kan mense vat wanneer hulle weet wat die doel is van pyn? Weereens ek noem dit, as jy 'n marathon moet gaan hardloop en jy weet wat die doel is dit so maklik om langer te oefen en jou sins uit te probeer sorteer en nuwe tekke te kry, want jy weet dit gaan so klein bietjie help. Maar jy kan die pyn deurstaan, want jy weet wat is die doel. Vir iemand wat regtig al deur rehabilitasie is, dis pynlik. Dis onttrekking, dit is isolasie, dit is regtig konfrontasie met wie jy is as 'n persoon, maar as jy weet wat die doel is dit so maklik om deur daai pyn te werk. Ek en jy moet regtig op 'n plek kom ons Here vertrou, en vertroue is baie keer, dink ons, 'n besluit. Dis nie net 'n besluit nie, dis 'n daad ook. Is om te sê, Here, en hier is waar dit gewoonlik 'n moeilike gesprek raak, Here, ek het pyn, ek is ingedoen, ek het nie noodwendig nou die hulpbronne wat ek nodig het nie, maar ek weet alles van wat ek het moet 'n 10de wees vir u koninkryk en vir u huis. Maar dit is nie iets wat ek wil hoor nie. Maar die besluit, beloof ek jou, is nie genoeg, totdat ek en jy die vertroue vat om dit te doen nie. En dan die laaste ene is val. Nou, het klink vreemd om te sê, maar daar's 'n plan met jou pyn, so val net. Ek smeek jou, moenie nou omval nie. Asseblief. Maar wat hierdie punt eintlik illustreer is, mag ek en jy nie weg van God afval, in tye van seer, in tye van bekommernis, in tye van onsekerheid nie. Maar mag ons net val in die goedheid en die glorie van hoe goed hy is eintlik. Dat sy genade vir elkeen van ons meer as genoeg is. Ek het hierdie quote gelees wat my Jenny, toe ek het lees vir die eerste keer, toe vat ek 'n oomblik om te dink, maar laat ek net vir 'n oomblik aan hierdie kou, laat ek net 'n oomblik aan hierdie dink, want genade het dit my geskuif. Charles Spurgeon skryf hier en hy sê die volgende. Hy sê, I have learned to kiss the wave. Die golf wat my ruk, wat my vat, wat my skuif. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Ek het geleer om Here te vertrou. En nie te val weg van hom af nie, maar te val in hom in. En te sê, Here, ek vertrou dit waarmee jy besig is goed. En is te goed om te mis. So, my vraag eintlik aan jou, is glo jy daar is 'n plan met jou pyn? En hierdie is nie noodwendig die boodskap wat jy gedink het jy gaan hoor, om te sê, maar wow, ek het iets nodig om net gou my gees op te tel. En Jakobus sê, ja, hierdie is 'n groot gedeelte daarvan, maar hierdie is ook iets wat ons moet doen, is ons moet so 'n klein bietjie ons perspektief verander en besef, maar maak nie saak wat die beproewings is nie, ek en jy kan bly wees. Nie oor die omstandighede, maar ons kan bly wees oor 'n ewige lewe. 'n Lewe wat ek en jy nie verdien noodwendig om in te wees nie. Ek en jy kan bly wees hieroor. Jakobus skryf hierdie brief en hy sê, wees bly in al daai omstandighede. Ons het baie keer hierdie idee dat, en dis 'n ding wat ek glo, ek het dit eintlik vir die eerste keer by Morras gehoor, is daar hierdie idee dat die Here sal jou nooit plaas of sit in 'n situasie wat jy nie kan hanteer nie. Nee, verkeerd. Is die Here sal jou juis plaas in iets wat jy nie kan hanteer nie. Hy sal jou net nooit in iets plaas wat hy nie kan hanteer nie. En ek weet nie van jou nie, maar die God wat ek dien, hy kan baie hanteer. Hy het dit bewys. Toe hy af aarde toe kom en hy sien waarmee mense besig is en hy ervaar dat hy het hierdie ongelooflike plek geskep en gemaak dat ons vir hom en deur hom tot eer van hom sal leef. En hy sien waarmee ons besig is.
tog maak hy die besluit en sê maar ek vat hierdie pyn. Want dit gaan nie oor nou nie. Dit gaan nie oor my omstandighede op hierdie oomblik nie. Dit gaan oor die ewige glorie wat nog kom. Dit gaan oor elke persoon wat nie heeltemal bewus is van die sonde waarmee hulle nou besig is nie. Ek vat hierdie pyn en ek vat dit saam, want raai wat? Dit is vir my en vir jou redding. Dit is vir ons verlossing en baie keer dan speel ons daarmee. Die Here sê maar, hierdie pyn waardeur jy gaan, ek hoop jy besef, dis nie verniet nie. Wees baie bly daaroor, want ek het 'n plan daarmee. So glo jy, dat die Here 'n plan het met jou pyn. Kom ons sluit ons so. Here, dit is so maklik om net hierdie woorde te kan spreek en is amper so as mense 'n resies kyk en sê, maar is dit regtig so moeilik? Ek dink, miskien moet ek dit probeer. Maar Here, wanneer die tekkie die teer slaan en ons besef dat pyn werklik is en dat elkeen van ons gekonfronteer word met omstandighede van werklike pyn, van werklike seer wat vra losmaak in ons hart. Here, bid ek so dat as hier iemand is vir die eerste keer en hier iemand is wat onseker is in hulle geloofsreis met waar hulle met U staan, Here, bid ek dat hulle iets sal sien van U goedheid vanoggend. Dat hulle sal ervaar dat U hulle so ongelooflik liefhet. En wanneer U besig is met die hamer en bytel, is U nie besig om seer te maak, nie, U is besig om te vorm. En Here, vir elke persoon wat hier sit en mismoedig is rondom hulle omstandighede, onseker is oor 'n siekte, onseker is oor 'n operasie, onseker is oor die proses waardeur die hulle mag lei, bid ek so, Here, versterk ons geloof. Mag ons vra, waarmee is U besig en vertrou en vashou aan daai vertroue. En dan, Here, bid ek dat ons dit sal val in U in. En terwyl ons almal se oë gesluit is, wil ek eintlik maar vir elkeen van ons vra. Het jy al daai besluit gemaak om te val in die genade en in die liefde waarvoor Jesus gesterf het? En as jy sit en jy het nog nooit daai besluit gemaak nie, almal se oë is gesluit en jy hoef nie bekommerd te wees dat iemand jou gaan dophou of enigiets soos dit nie. Maar sal jy net jou hand opsteek en sê, Here, ek val in die genade in. Ek val in die liefde in. Ja, hierdie is 'n seisoen wat moeilik is en ja, hierdie is 'n seisoen wat nie lekker is nie, maar Here, ek steek my hand op en jy is meer as welkom om jou hand op te steek en sê, Here, ek val in die genade, ek val in die liefde in. Ek gee my hart vir U. En hierdie is net 'n gehoorsame stap wat jy vat om te sê, maar Here, dankie. Kom my hand laat sak en Here, ek eer en prys U vir elke hand wat opgaan, wat iets van U beleef. Mag elke persoon hier binne besef en beleef hoe ongelooflik lief U vir hulle is. Dankie dat ons kan bly wees, Here, oor iets wat die wêreld nie oor hoef bly te wees nie. Maar Here, U het ons 'n ander perspektief gegee en 'n ander mandaat gegee. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen.